Goeienaand, baie welkom hierso by ons Bybelskool van hierdie kwartaal. Ek wil sommer net seker maak, ons wil 'n gasvrye gemeente wees. Dit is 'n bietjie hard dalk, maar ken julle die mense rondom? Groet sommer die persone rondom. En as jy introvert is, kan jy maar stil sit, maar as jy dan so ergens, dan is lekker as ons ook 'n So baie welkom hierso. Ek wil gou seker maak wie is, ons het verlede kwartaal 3 sessies gehad. Wie is vir die eerste keer wat julle fisies, sommige het aanlyn gekyk, hier's 'n paar. So baie welkom vir die wat ook fisies die eerste keer saam is. Ek wil sommer net noem, julle is welkom om vrae te vra, jou hand op te steek. So dit is, ek sal 'n paar goed voorberei. En dalk van die goed wat ek voorberei het, gaan ek dalk nie alles kan wys nie, maar ek is opgewonde en ons hoop goeienaand dat julle ook ietsie saam sal leer. So ek leer ook 'n klomp goed saam met julle. Mens weet nie alles nie, maar mens leer saam met julle en ek hoop dat ons mekaar kan help. So voor ons verder gaan, kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die voorreg om meer te kan leer oor die Bybel. Dankie dat ons ook vanaand en ook die volgende paar aande so 'n volvlug kan hê deur die Ou Testament. Vanaand so 'n bietjie kan kyk na die leefwêreld van die Ou Testament, Here. Dankie vir die voorreg om te kan saam wees en mag ons net meer van die woord leer om dit beter te kan uitleef en beter te kan verstaan. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. So, as julle wil kyk van die, op die YouTube kanaal, het ons dan vorige keer, ons 'n bietjie opgewonde geraak oor die Bybel, hoe ons die Bybel verstaan, ons die Bybel lees, ons het so 'n bietjie agtergrond daaroor gegee. En ek het geskryf in die stukkie dat baie keer, ja, die Afrikaanse spreekwoord sê onbekend maak onbemind. So baie keer as 'n mens nie iets ken nie, iets verstaan en dan raak mense ook nie lief daarvoor nie. So ek hoop dat ek in die volgende 4 woensdae net so 'n bietjie vir julle kan opgewonde maak oor die Ou Testament. Ek het verder oor die Ou Testament gestudeer omdat ek so min van die Ou Testament geweet het en het gedink het, dan gaan ek predikant wees en ek gaan 'n groot deel van die Bybel ignoreer. En ongelukkig gebeur dit dat ons dalk 'n groot deel van die Bybel ignoreer. En daarom net die 4 woensdae in hierdie derde kwartaal, die leefwêreld vanaand en dan die hoofdele van die Ou Testament. Julle sal dalk weet dat in die Hebreëse Bybel is die Ou Testament in 3 groot hoofdele opgedeel, die wet, profete en geskrifte. So ons gaan dan so 'n bietjie stil staan, so volvlug en dan wil ek ook dat julle kan dink, ek sal aan die einde ook vra vir volgende jaar, wat het temas of wat stel julle belang? So ek het nou hierdie jaar, vanaand het ek self 'n paar goed gekies, maar ek wil hê dat as julle dalk dink aan temas of Bybelboeke of wat julle ook al, dat ons sal later, ook teen die einde, sal ons vir julle kans gee en sê, wat gaan ons doen dalk vir volgende jaar. So, en nooi mense, julle is welkom om op die YouTube kanaal te kyk, ook as julle dalk het mis, so, vir julle wat inskakel ook via die YouTube later het kyk, baie welkom. Net dan vanaand gaan ons so 'n bietjie kyk, ek wil net so 'n beeld kry, ek is lief vir 'n kaart ook, dit help jou 'n bietjie te verstaan, 'n paar datums net om iets te verstaan van die tydvakke, die rol van argeologie, gaan 'n bietjie my eie belewenis daarvan deel, die buurvolke, land Israel, 'n bietjie oor die alledaagse lewe. En dit kan wees dat ons nie by alles uitkom nie, maar ons het gesê 1 uur, so ek ges na die tyd is ek beskikbaar as julle vra het. Daar's van die omgiegroepe wat ook vir my gesê het hulle wil van die goed ekstra vra. So ek het tyd uitgesit, so julle is welkom. Daar's laat die tyd ook koffie en tee as julle nog saam wil kuier. Maar as besef sommige van julle het hard gewerk en is dalk nou bietjie moorig, so om 1 uur, so in die helfte van die tyd gaan ek julle ook vra om 'n bietjie op te staan om net wakker te wees, maar ek sal my bes doen om dit so interessant as moontlik te maak. Net by die inleiding, ek het 'n tyd gelede 'n konferensie bygewoon. Toe die persoon wat die konferensie geopen het, sê as jy meer oor die leer of die dogma wil weet, lees die Nuwe Testament. As jy meer oor die lewe in God se teenwoordigheid wil weet, lees die Ou Testament. Dit my nogal laat dink. So baie keer, ja, as ons wil leer oor die verlossingsleer ensovoorts, dan gaan lees ons Romeine of Johannes of waar ook al, maar die Ou Testament help ons om te leef in die teenwoordigheid van ons lewende Here. Daarom is daar baie praktiese dinge, soms verstaan ons hier en daar nie iets nie, maar dis 'n praktiese boek wat, ek het nou die dag gepreek oor die boek Levitikus, en probeer en sê selfs met die wette en dinge, dis praktiese goed om mense te help om in die teenwoordigheid van die Here te leef. Maar as 'n mens die Ou Testament lees, kom jy agter dat daar soms, jy voel dalk soms 'n vreemdeling in 'n vreemde wêreld, en soms is daar 'n afstand tussen wat ons beleef en die Bybelse tekste.
En ek wil vanaand net so probeer om bietjie iets van die leefwêreld, want ek hou daarvan om mense so, en die studente ook so 'n bietjie 'n prentjie te gee. Dan verstaan jy bietjie beter. En dan as jy van 'n teks of iets lees, dan help dit vir jou net. Om die afstand 'n bietjie minder te maak. Maar aan die ander kant is ons ook bevoorreg, ons wat in Afrika woon, verstaan dalk die Ou Testament so bietjie meer of beter as iemand wat dalk in Europa woon. Byvoorbeeld, as daar oor droogtes gepraat word en so meer, ek bedoel mense in Europa, hulle verstaan nie, jy weet hoe God voorsien met water, of dou voorsien of waar ook al nie. Hulle verstaan ook nie sprinkaan, pla ensovoorts nie. So die leefwêreld verstaan ons ook die belangrikheid van verhale of stories of mondelingse oorlewering. So vir jare is dit mondelings oorvertel. In Afrika is mondelingse oorlewering dra gesag. In die westerse wêreld baie keer dit wat jy neergeskryf het, dit dra gesag. So ons is dalk so klein bietjie meer voorbereid om die Bybel te verstaan, val die Ou Testament, as dalk mense wat in ander wêrelddele bly. So kom ons help mekaar net met 'n kaart. So julle sal dalk nie al die plekke herken nie, maar net so 'n bietjie idee. So daar Gaza wat baie in die nuus is, en julle weet nou van die Dooie See en die See van Galilea, so daar's dan Israel. En Israel is maar 'n klein stukkie land ook in die Midde-Ooste. So daar, julle ken van Baghdad, wat tans die hoofstad dan ook van Irak is, Babylon, Sumer, Mesopotamië, so daar's die Tigris en die Efraat riviere, en daarso nou wat baie in die nuus is ook die gedeelte van Iran, die land van die Mede en die Perse ensovoorts. So Assirië, maar ek sal later 'n bietjie praat, en dan natuurlik hierso Egipte wat hierdie kant toe is, maar dit word baie keer praat hulle van die vrugbare halfmaan, en ook die ballingskaproete sal ons later na kyk, maar dit is gedeeltes van die wêreld wat vandag ook baie in die nuus is. Israel, Gaza, Iran, die Midde-Ooste, en ongelukkig is daar nog steeds, die tyd van die Bybel was daar oorloë en konflik, en ongelukkig vandag nog steeds. Dit is hartseer, maar dit is iets net om 'n prentjie te kry, en daarom die land Israel is maar 'n klein landjie, baie klein landjie in die wêreld, en 'n mens verstaan baie keer nie hoekom het Jesus spesifiek ook aarde toe gekom in die land Israel. Hy het nie gekom aarde toe in die Romeinse ryk, dalk Rome wat 'n belangrike stad was nie. Hy kom en hy's gebore in Bethlehem, 'n klein plekkie in die land Israel wat eintlik maar ekonomies, polities en so nie 'n belangrike plek was nie. So daarom ook iets sê van Jesus se nederigheid. Maar so daar's 'n paar goed wat 'n mens nie verstaan nie, maar dit is nogal, as mens dink, dat God in sy almag gekies het dat Jesus ook aarde toe kom in die land Israel. Maar ons sal later 'n bietjie meer daaroor kyk. En dan ek wil nie te veel datums gee nie, maar jy hoef nie alles te onthou en so nie, maar net om so 'n bietjie idee te gee. En ongelukkig net om julle te help. Datums is so bietjie moeilik. Ek weet nie of ek 'n grappie Bernard op 'n tyd 'n grappie vertel van 'n ou wat gewerk het daar so in Chicago by die museum. Het ek die grappie vertel vorige keer of nie? En toe vertel hy van die dinosourusse en hy sê nou hierdie dinosaurus is sê maar 5 miljoen en 2 jaar oud. En die ouens dink maar die ou is dan baie presies. Hoe is dit? Hulle vra vir hom nou, hoe is dit 5 miljoen en 2 jaar? Toe sê nee, 2 jaar gelede toe hy begin werk het, toe was hy 5 miljoen oud gewees. Nou belangrik is die datums in die Bybel is nie so eenvoudig nie. En elke nou en as jy kyk, so hierso is 'n boek van Christian Frewel. Hy het vir die nuutste boek oor die geskiedenis van Israel geskryf en ek gee dit maar deur, maar ek sien voortdurend verander. So daar is sulke breë tydperke. Die steentydperk, so CA stel nou vir ongeveer plus minus 3200 voor Christus in die bronstyd, so julle sal agterkom, dit wat gegaan oor die metale wat gebruik is, brons, wat toe ontdek is, die ystertyd, en dit word ook in verskillende afdelings, yster 1, 2 ensovoorts, dan die Babyloniese tyd, Persiese tyd, Griekse tyd, Romeinse tyd. So net om 'n idee te gee, daar was verskillende belangrike tydvakke. En as ons nou kyk vanuit 'n Bybelse perspektief en 'n Christen perspektief, God was altyd teenwoordig. God
was van die begin van die skepping tot daai tye tot vandag toe. En belangrik is dat dis wat ons glo, al verstaan ons nie, ons weet ons nie presies die datums nie. Ek was daar by die Egiptiese museum in Kaïro, en daar was een datum wat hulle nog nie eens die naamplaatjie verander het nie. Hulle het 3 keer die datum doodgekrap. 3 keer, so maar net doodgekrap met 'n koukie, en toe 'n ander datum weer doodgekrap. Hulle het nog nie eens tyd gehad om 'n nuwe plaatjie te maak nie. So dit was nogal vir my interessant, so daarom datums min of meer, sekere datums is 'n bietjie vaster. Sê maar Dawid rondom 1000 voor Christus geleef, sommige sal sê 1003 voor Christus, later 'n bietjie wat hy koning geword het. So daar's meer datums wat 'n mens verstaan van dat die koningstydperk. So voor die koningstydperk, baie keer sal mense my vra nou wanneer het die uittog plaasgevind? Daar is verskillende daterings wat mense aanbied, maar vandat daar sekere goed gedokumenteer is in koningshuise ensovoorts, het ons 'n bietjie meer inligting. So dan in die Ou Testamentiese wêreldteologie is daar 'n paar datums, so Dawid min of meer, en dan sekere datums wat 'n bietjie vaster is. Samaria, wat die hoofstad van die Noordryk was, ek sal net ietsie daaroor sê, tot 'n val gekom. Die groot, as ons praat van die ballingskap, dan byvoorbeeld 586, 587, wat Jerusalem deur die Babiloniërs ingeneem is en weggevoer is. Net 'n interessante ding, ons sal later ook, as ons nou 'n bietjie na die boeke kyk, die Assiriërs, daai wegvoering, het hulle die mense versprei deur Assirië. Toe die Babiloniërs kom, het hulle meestal gevat na een plek, sê maar Tel Aviv of waar, daar het 'n klomp, daar het al Joodse kolonies gevorm. So daarom kon hulle ook sekere goed daar doen, en die Bybel, 'n groot deel van die Bybel het in die tyd van die ballingskap, is dit in die tyd opgeteken. Ons gaan later 'n bietjie daaroor sê, maar die ballingskap, baie tye lang mondelings oorgedra, maar is dan in daai tyd opgeteken. En dan, wat ons meer vaste datums ook het, 'n dekreet van koning Kores van Persië, wat die ballinge toegelaat om terug te keer, die tempel word voltooi, en dan Alexander die Grote, die Griekse tyd, en dan die Rome wat beheer neem, en dan wat ons Nuwe Testament lees van die Romeinse tydperk. So daar's 'n paar datums wat so bietjie meer vaster is. Maar ek onthou dat ek het eendag 'n konferensie bygewoon, toe het die prof gekom, en hy het net so 'n streep in die middel getrek, en sê hy, 586 voor Christus, ballingskap. Hy sê, voor dit en na dit. So in die ballingskaptyd het 'n geweldige invloed gehad in die Ou Testament verstaan en so meer. So ons gaan later 'n bietjie meer daaroor, want dit het 'n geweldige invloed gehad, ook hoe hulle verstaan van God en die optekening van die Bybel ensovoorts. So dis 'n bietjie net, enige vrae tot dusver? Is julle almal wakker? Is almal nog reg? Anders te goed. Ja, François. Ja. Kyk, daar 70 na Christus was daar ook 'n groot met 'n vernietiging. En daar was ook 593 was daar ook 'n eerste wegvoering, 597. So daar so 'n paar keer, maar die groot vernietiging was 586, as ons praat van die groot ballingskap. So daar is al ballinge 597, 593, soos ek het, as ek nou my datums reg het, en dan ook rondom 70 na Christus ook, wat in die Makabeer en so voort. So daar is, so Jerusalem was maar altyd, ja, onder beleg, maar die groot vernietiging en daar ook die vernietiging van die muur ook, so julle sal weet, met die vernietiging 586, was dit ook, is die mure, ook vernietig, die tempel, so daar was Esther en Nehemia, julle sal weet ook Nehemia wat die muur herstel het, gehelp het, die tempel wat weer bou is, Sagaria die profeet en Haggai wat die mense aangemoedig en sê, kom, moenie julle huise nou reg maak, kom ons herbou is die tempel, ons sal later 'n bietjie daarby aandag kry, as ons na die profeteboeke kyk, maar so daar was baie krisistye in Israel se geskiedenis, en het 'n invloed op hulle geloof gehad. Ja, dit is 'n bietjie dele daarvan, maar waarskynlik 'n bietjie van die later van die tweede tempel ook so dele. Maar ja, ek sal 'n bietjie meer daaroor duidelikheid, maar dit is in die later tyd, want dit redelik van die tempelmure van 586 en so, daar was redelik kwaai verwoesting gewees, volgens die inligting van die Bybel. Goed, nog dalk ander vrae? Ek sal nie alles, as ek
ek is nie altyd seker, al is nie, want daar's baie goed in die Bybel, en die Ou Testament is dik, daar's baie goed, ja. Ja. Goed, so, as 'n mens, ek gaan dalk, miskien nie terug gaan kyk, jy sal sien, daarso word gepraat van Kanaan, so dit is, die Kanaaniete het gebly daarso, weet, voor die Israeliete dan ook getrek het, so dat julle, ons weet van die uittog wat van Egipte afgekom het, en ek sal net tot die uittog gaan ons 'n bietjie wys, maar hulle het hier so oorgetrek, en op die ouend van Jordaan, van Jericho weer ingegaan die land Kanaan, so daar by berg Nebo uitgekyk, en daar oor gegaan weer terug in die land ingeneem, maar die Kanaaniete, so daar's verskillende name, maar daar word gepraat van die vroeë persone wat daar gebly het, word gepraat van die Kanaaniete, en sal gepraat word van die land Kanaan, terme baie keer, sommige terme was, kyk, daar was die verenigde Israel, dit wil sê Saul was die eerste koning, en toe kom Dawid en Salomo, en na Salomo het die ryk verdeel in die Noordryk, dus Jerobeam en Rehabeam, die twee ryke, en die Noordryk was dan genoem baie keer Israel, of selfs Ephraim, soos in die Bybel ook die woord Ephraim, julle wat Hosea doen, baie keer word Ephraim ook, dit staan ook vir die noordelike gedeelte, en dan Juda is baie keer die suidryk met Jerusalem. So eers is die Noordryk ingeneem deur die Assiriërs, en toe later die groot ballingskap met Jerusalem ingeneem is deur die Babyloniërs. Ons sal so 'n bietjie, so daar's klomp dinge, maar dit is nogal goed as mense net so 'n bietjie 'n prentjie kry, en ons sal julle probeer help. Net so 'n bietjie om julle opgewonde te maak, dit is, mens wil ergens 'n bietjie van die leefwêreld verstaan, en julle sal weet, julle lees verskillende goed ook oor argeologie. En ek was bevoorreg as 'n jong man, miskien julle ouma, dan het die ouma het op 'n tyd gebid en gesê, Dani, wil jy graag ergens oor see gaan? Toe sê ek, ja, ek sal graag Israel en die Bybelse lande wil besoek. Toe sê sy gaan daarvoor bid. En ek sê, nee, het jy nie daarvoor bid nie, jy het baie ander goed, hoekom nou bid, maar in elk geval, toe bid sy daarvoor, en 3 weke daarna bel my professor vir my en sê, Dani, ons soek dringend mense om te help met argeologiese opgrawings in Jordanië en vir 'n toer in Israel. En jy hoef niks te betaal nie, jy moet net 'n artikel of so skryf, en dis alles verniet. Toe sê ek vir hom, prof, maar ek weet nie, ek kan nie nou my kleinkinders of 'n Kobie alleen los vir 3 weke nie, en nog vir 4 weke vir 'n maand nie. Toe ek nou vir Kobie sê, toe sê Kobie, maar het jy bid nou daarvoor, en nou sê jy nee. So ek dank die Here vir Hetty se gebed, en Kobie wat gesê het, 2 kleine kinders, ek kan maar vir 3 weke, en op daai stadium het ek lang verlof in die gemeente gehad, en ook 'n week. So, dit was vir my 'n baie spesiale ervaring, met min mense in Suid-Afrika. Ons was op daai stadium, as ek reg, die eerste Suid-Afrikaners wat in Jordanië kon opgrawingswerk doen, en ek dink tot vandag toe nog die enigstes wat kon gaan. So argeologie is die soeke na en studie van die oorblyfsels van ou beskawings. Nou, in die verlede, daar was 'n boek wat ook geskryf is, Digging for God and for Country. So in die ou dae het mense probeer bewyse soek vir die Bybel en vir God deur argeologie. En op die ouend, hulle het ook baie gefokus op konings en groot stede, maar nuwe argeologie het hulle gesê, maar ons wil graag weet hoe die mense van die ou tyd geleef het. En probeer prentjies skep, en net die Bybel probeer 'n bietjie lewend maak, en probeer verstaan. En vir my was dit nogal spesiaal om vir 3 weke te kon plek, dit is in Jordanië. Nou Jordanië, daar is ook, ek sal net tot die stamme wys, so 'n deel van die, jy weet, van die 12 stamme, so 2,5 stamme was ook in die Jordaniese gedeelte. In die Nuwe Testament praat hulle van die Decapolis, van die 10 stede, so daar was ook stede, en Jesus het ook in die Jordanië deel, en as ek die Bybel reg lees, is Jesus ook in Jordanië gedoop en nie in Israel nie, die Jordaniese kant, want hy praat van oorkant die Jordaan, oorkant van die Jordaan, sê die Bybel was altyd eintlik in die, so die Israelies sal vir jou sê, dis hierdie kant, die Jordanië is aan die ander kant, maar ek dink as mens die Bybel lees, is die kanse baie sterk, dat Jesus eintlik gedoop is in die Jordaniese kant. So baie keer is Jordanië afgeskeep in die hele argeologie, maar so 'n groot deel van die Bybelse belewenis was ook aan die ooskant van die Jordaan. Ons het opgegrawe daarso by Kirbat al-Mudayina, met Tel Wariatamat rivierbedding, en daarso, julle sal sien, Tel is nou maar wat
boot in die koppe so hulle kom, en daar is nog, ons was bevoorreg, die kinders in 2000 ook saam kon wees, maar so hulle kyk en sê, waar reken hulle? Is daar ergens moontlikheid van 'n ou stad? En maak eers, en dan begin jy van bo af grawe, letterlik, met pak en graaf alles, en beduïne wat help. Ja, en dan ons was bevoorreg om op te grawings te doen by die stadspoort, nou wat in 'n stad, nou as jy die idee het van 'n stad, ons dink aan groot stad, maar die Bybelse tyd was dit maar 'n stad was 'n uur, was 'n ommuurde plek, so daar is nie noodwendig so baie in daai stad, dalk 200 of 300 mense gebly, want weet, om 'n muur met klip te bou is 'n redelike bouprojek. So ons denk van groot groepe mense, maar dit is moeilik om te sê hoe groot al die stede was, maar op die ouend, daai stad was omtrent so 80 by 140 meter. Die stad, ons reken dit was die stad Jaas, en daar grawe by die stadspoort, dis wat die poort wat jy inkom, daar dinge gebeur, daar was die ekonomiese dinge gebeur, daarso was die regspraak van die oudstes was daar gewees, so dit was wat die veiligheid gebeur het, so ons was bevoorreg gewees, en baie keer is daar jy stadspoort kom jy in, en daar is daar so 3 kamers aan albei kante, so op pad van 'n 6-kamer stadspoort. Nou as jy afgrawe, dan is daar 'n paar goed wat jou opgewonde maak, so die stad, dalk in die Eyster 1 of 2 tydperk, dalk hier rondom 900, 800 voor Christus, so as jy daar grawe en besef, en skielik kom jy af op hierdie gebrande balk. So die klippe opgebou, balke, 'n mat, klei, so het hulle gebou, en dan word alles presies afgeneem. En daar het ons ontdek 'n bakoond in daai stadspoort, so ergens het hulle bakkery gehad daar. En ek onthou eendag het ons gekom, toe het ek 'n hele klomp pylpunte op een plek, 'n hele klomp pyl. Toe besef jy, hierso 800-900 jaar voor Christus was hier ergens, het mense geskiet met fakkels, dalk oorlog gehad, en ek weet nie presies waarom nie, maar daar dinge gebeur. En dan grawe jy oop, en toe ons later daar kom, kan jy sien, dis waar die stadspoort inkom, regs en links is dan 3 kamers, tot praat van 'n 6-kamer stadspoort, sommige was daar 4-kamer stadspoort ensovoorts, en dis waar dinge gebeur het, en ons 'n klomp goed ontdek daar, en ja, op die ouend, ek sal net nou, ja, wys, word ook potskerwe, elke ding, elke beentjie, elke iets word by mekaar gemaak. Elke klein potskerf. Nou net, ons mag nog nie ons mag hierdie teruggebring het, maar byvoorbeeld, dit is nou 'n potskerf, wat sê maar dalk 800-900 jaar voor Christus oud is, dit is van 'n handvatsel van 'n pot. En dan is daar, sê maar, potskerwe van 'n kruik, en die dikker ene is gewoonlik, het hulle gesê is 'n bietjie ouer, dunner, want ergens het die pottebakkerswiele verbeter, so in die Romeinse tyd was dit bietjie dunner ensovoorts. So alles word so goed as moontlik by mekaar gemaak, selfs elke beentjie. Dan later gesien, wat het mense alles geëet? Weet, is dit kameel en hulle nie vark geëet nie, maar bees en skape, wakel, en selfs visgraat ensovoorts. So elke ding word om te sê, wat het die mense geëet? Selfs tande, later ek het die navorsingsstuk nou dag weer gekyk, jy weet, hoe het mense medies en wat het gebeur, en later selfs grafte wat opgegrawe het agtergekom, wat met siektes en so meer. So jy kry 'n hele klomp inligting om net te verstaan hoe mense geleef het. En dis jarelange opgrawings, en dis groot dan navorsingsprojekte. En belangrik is dat ergens help dit vir ons net om te verstaan hoe het die mense van daai tyd geleef. So as jy praat van ergens die pottebakker en die klei, dan verstaan jy iets. As jy verstaan van hoe hulle geëet het, nou baie keer dan die plat brode, nou dag weer geloer, wonder ek nou wat het hulle alles geëet, maar like my brood was maar redelik op die spyskaart in die oggend en die middag en die aand miskien so half 'n potjie en so, die plat ongesuurde brode. Ja, en dan het hulle nie al die konfyte goed gehad, 'n bietjie heuning gehad en 'n bietjie miskien yoghurt of of kaas of wakel en dan 'n paar vrugtes, vye en druiwe ensovoorts. So ja, ek dink die eetverskeidenheid was nie so baie nie. Maar dan verstaan 'n mens ietsie bietjie daarvan. En dit is 'n geweldige voorreg om te kan besef, hierso het mense geleef, duisende jare gelede. En dat ergens was daar dalk
ook het Moses of wie ook al daar verbygekom en op pad na die beloofde land toe ensovoorts. So dit is net 'n bietjie ervaring van argeologie en hoe dit help, maar weer eens is argeologie is maar ook subjektief, dit is interpretasie van dinge wat gebeur. So die potskerwe ensovoorts, ons kry op grond van, so as jy iets ontdek, as mense 'n geskrewe iets ontdek, is dit geweldig belangrik, maar daar's baie min geskrewe goed wat ontdek word, soos die Moabitiese steen, wat praat van koning Omri ensovoorts, maar daar's min goed wat geskrewe is. Maar vat nou byvoorbeeld net, ek onthou die direkteur, hy's 'n professor van Kanada gewees, en ons Amerikaners, ons was nou die enigste Suid-Afrikaners, en ons grawe daarso, en op 'n tyd, sy spring daar, sy so opgewonde, want sy was baie geïnteresseerd in materiale en dinge. Nou ongelukkig, materiaal en matte hou nie so lank nie. En toe het ergens het daar die dak het ingeval, die klei en versmoor, daar was geen suurstof nie. Toe was daar so 'n stukkie geweefde mat, net so 'n stukkie. En sy daar met 'n tweezer en wat ook al gekom het, sy het nog nooit al lewer dit gesien nie, en sy het gesê, lief, just for me. Sy het so opgewonde gewees, want nêrens was daar, sy ontdek nog 'n stuk, en daarom het vir haar gehelp om te weet, hoe het hulle geweef, wat het hulle dalk, meer die matte wat hulle gebruik het, sê maar, op die dak, en om dan klei weer behoort te sit, en waarvan is dit geweef die materiaal. So daarom is daar verskillende ontdekkings, maar dit is net opgewonde. Enige vrae dalk van julle kant? Goed, so belangrik is, ons het die Bybel as 'n teks, en dan is daar ook ander middels en wetenskaplike studies wat ons kan help om die Bybel beter te verstaan. Maar die doel van argeologie en so is nie om die Bybel weer verklaar nie, die doel is om te help om beter te verstaan hoe die mense geleef het, en ons kan ongelukkig nie alles uit argeologie verklaar en verstaan nie, maar dit help ons ietsie tog, en vir my toe ek die Bybel ook daar weg was, toe lees ek net die Bybel 'n bietjie anders, want jy verstaan iets, as daar gepraat word oor 'n stad, en daar gepraat word oor wat gebeur het in die stadspunt, jy praat oor oorlog, en jy praat oor goed, verstaan jy bietjie anders. En hulle praat baie keer van vestinglaag, so daar kan mens miskien sien verskillende strate of vestinglaag, want hulle is bo op mekaar gebou. Julle sal almal weet dalk van Megiddo. So sommige van julle was dalk by Megiddo, wat 'n belangrike tel is, wat redelike klomp jare opgegrawe is, en 'n klomp gegevens ook daar uitgekry is. Dus met 'n ligfoto's julle sien, daar was verskillende vestingslae, en dit maar gebou op mekaar. So dis ietsie van die argeologie. Dan net om vlugtigheid, daar's 'n klompie gegevens oor die agtergrond van die mense, die omgewing. En ek gaan nou nie, jy hoef nie al die gegevens te onthou, maar die Egiptiese ryk het 'n belangrike rol gespeel, en julle ken die farao's in die bronstyd, ensovoorts, so is moeilik, sommige sal sê die uittog het rondom 125 voor Christus en so wat plaasgevind, maar dit is moeilik om die datums te neem. Maar wat belangrik is dat Egipte het in die vroeë tyd 'n geweldige belangrike rol gespeel. En julle ken, sommige van julle was dalk by die piramides. So dis net die piramide van Giza wat 230 by 230 by 147. So dit is 'n indrukwekkende piramide. En die blokke, en dan het ons ook nog, so daar, ek het nog nie gesterf daar nie, maar ek het dan 'n bietjie gelede daarso weer opgestaan. Maar goed, so baie van die piramides dan ook graftombes, en iets net gesê van die magtige Egiptiese ryk. En ek wil vandag nog, sal mense nog sê, jy weet, hoe is dit gebou? Hoe het hulle daai swaar klippe bo op mekaar gekry? Nou is verskillende teorieë, dat selfs 'n ou gesê, maar daar moes hemelse wesens hulle gehelp het. Maar in elk geval, so, ons weet nog nie presies, daar's verskillende teorieë, maar dit indrukwekkend is die piramides, en bietjie verstaan van hoe belangrik ook hierdie farao's en die graftombes vir hulle was. So dan die Egiptenare, dan die Assiriërs. So julle, nou die dag het Dion gepreek oor Ninive, so julle sal dalk iets, Ninive was die hoofstad van die Assiriese ryk, so die Assiriese ryk ook, daar rondom die Tigris en die Efraatrivier, waar vandag se Irak is, en belangrik wat ek net vir julle gesê het, is, dat so die Egiptenare was nou in die tyd van Moses,
was hulle die magtige ryk. En belangrik is, ryke het gekom en gaan, en toe kom die Assiriërs, en hulle kom neem oor, en hulle het ook die hoofstad van die Noordryk Samaria ingeneem. Nou, ek het verlede keer vir julle gesê, of dat die Bybel is nie eerstens 'n historiese handboek of 'n wetenskaphandboek nie. Ek weet nie of julle dalk nog onthou nie. Toe het ek die vraag vir julle gevra, nou, wie kan vir my iets vertel van koning Salomo? Toe het julle redelik gesê, julle kan naam van Salomo 1 of 2 goed sê. Toe het ek gevra, wie kan vir my vertel iets van koning Omri? Toe het julle nie veel kon antwoord nie, die sonderskool nie lekker opgelet nie. Maar in die sonderskool is daar nooit oor Omri gepraat, dink ek nie. Maar weer eens is dan nou in die buitebybelse geskrifte, byvoorbeeld daar is 'n Moabitiese steen ontdek en daar word Omri se naam genoem, maar nie Salomo nie. So daar's min buitebybelse gegevens oor Salomo. Maar in die Bybel was Salomo belangrik omdat hy die tempel gebou het ensovoorts, en die wysheid gehad het. So daarom in 'n geskiedenishandboek van Israel sou daar baie hoofstukke oor Omri gewees het. Nou Omri het die hoofstad van Samaria gevestig, baie bouprojekte gedoen ensovoorts, indrukwekkend, maar hy was goddelose koning. Julle sal dalk sy nageslag koning Agab, julle ken die storie van Agab en Nabot se wingerd, 1 Konings 21, as ek reg onthou, julle ken dalk daai verhaal. So hulle was bose konings en daarom baie min oor hulle. So die Bybel gaan in die Ou Testament fokus ook hoe God se pad met sy volk, daarom so 'n bietjie minder dan ook, en as ons dan ook van die ballingskap praat, baie keer in die Bybel, dan praat hulle eintlik van die groot ballingskap van 586, nie 722 nie. So daai ryk kom tot 'n val, en julle ken dalk die bekendste, wat in die Ou Testament ook verwys daarna, Nineve, is dan op die ou met Jonas se verhaal, wat nie na Nineve toe wil gaan nie, ensovoorts. En dan kry mens 'n bietjie gegevens, daar is koning Tiglat-Pileser, so baie keer is daar nou, teen die muur is daar ook uitbeeldings, daar is uitbeelding van die stad Nineve, daar is die poort by Nineve, so daar is verskillende dinge wat uitgebeeld word. En dan het ons gesê die Babyloniese ryk, so julle weet van die Egiptenare, en dan ons die Assiriërs, dan die Babyloniërs. Hulle was een van die stadsstate, die sterkste, en so Babel was hulle hoofstad, en julle ken dalk van die bekendste Babyloniese konings, was dalk Nebukadneser. Ek dink meeste van julle sal dalk daai naam ken, maar 'n klomp ander, Nabopolassar ensovoorts. Maar weer eens is, Egipte het gekom en gegaan, Assirië het gekom en gegaan, Babylon het ook gekom en gaan. Net God wat bly staan het. So daarom die hele boodskap, is hulle alles vanaand oor die agtergrond, dis wat die Ou Testament kom sê. En daarom ook, baie mense is nou oor Donald Trump en so bekommerd, maar oor 'n klompie jaar, almal vergeet, so belangrik is, God is, dis wat die Ou Testament ook, God is almagtig, hy is alomteenwoordig, en ryke en prinse, en die Bybel sê ook duidelik, moenie op prinse vertrou ensovoorts nie. En dit, as jy die Ou Testament so lees, dan help dit vir jou om iets te verstaan wie God is, en nie op mense te vertrou nie. En dit is nogal belangrik, en daarom is Babel in 539, die Persiese koning Kores verower. Nou net so 'n bietjie weer om 'n prent te skets. Ekskuus, nog enige vrae oor hierdie ryke dalk? Ek het nie so baie, maar julle verstaan, die Egiptenare en die Assiriërs en toe die Babyloniërs en nou die Perse, enige vrae of opmerkings? Ja, sê maar. Ja. 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 So die vraag die van julle wat die hoor het, maar gaan ook baie keer staan aan dit is aangeteken in die annale van die konings of waar ook al. So met die ontstaan, ons gaan 'n bietjie ook sê dis nogal moeilik om te sê waar die bronne wat geskryf is, so in die boek natuurlik van Samuel, ons gaan nou die rigtertyd hê, wat die rigters dan ook in Samuel wat die eerste koning Saul en dan Dawid ensovoorts, en dan die koningsboeke. So baie geleerdes reken, daar was ook bronne wat hulle gebruik het,
maar daai bronne is ongelukkig van hulle nie meer beskikbaar nie. So, weer eens ook die boek Kronieke byvoorbeeld, 1 en 2 Kronieke is 'n herinterpretasie van die boeke van Samuel en Konings. So hulle sal 'n ander interpretasie in 'n later tyd gee ook oor die konings. Byvoorbeeld interessant, ons sal later weer sê, maar soos Kronieke, kyk julle verstaan van koning Dawid en ook byvoorbeeld sy sonde met Batseba. Maar dat die kroniekskrywer daai deel uitgelaat het, bietjie dan so 'n bietjie 'n meer positiewe beeld ook van Dawid. So daar is ook herinterpretasie, maar jy's reg, daar word geskryf en soort geleerdes sal sê is daar was bronne beskikbaar, soos daai kronieke van verskillende konings en dat die Bybelskrywers van daai bronne ook gebruik het, maar ongelukkig die al die bronne nie vandag beskikbaar nie. As ek dit ergens teekom of weer hoor, dan sal ek weer sê, maar by die stadium is daar nie. So hier en daar sien 'n mens van dit en ooreenkomste en maar ja, en daar's ongelukkig oor sekere konings ook min geskryf, soos ek sê, in buite Bybelse bronne het ons dalk nie bietjie te veel inligting nie, ons het dalk meer bronne ook oor omdat die Assiriese ryk en so magtig was, so hulle sal meer oor hulle self geskryf het, as oor die lande wat hulle verower het, en hulle sal beelde en so van hulle eie konings opgesit het. So net, so die Babyloniese koninkryk, ook 'n redelike groot koninkryk, en daar, julle wat van Abraham, van Ur van die Galdeërs, julle sal dalk daar ergens, kyk, daar's Nineve, wat ook die Assiriese hoofstad was, en dan hierso dan nou Jerusalem, Gaza, Tyrus en Sidon, dis dan ook in Libanon vandag, Damascus wat in Syrië is, Amman wat nou in Jordanië is, hierso is Eilat en Esongeber is daar by die Rooi See, Jordanië, Israel daai kant, Jordanië hy kant, sodat daar's ook vandag 2 stede aan albei kante, Eilat en Aqaba, maar dit is geen net so 'n idee van die Babyloniese koninkryk, en ander die Mediese, julle weet van Daniel, die ryk van die Mediërs en Perse, so hulle sal ek net 'n bietjie verder daaroor sê. Maar belangrik is, daar's 'n klomp volke wat gekom en gaan het. Kom ons kyk net byvoorbeeld Babel, hier is 'n stadspoort, bietjie uitsig vanaf die Adatpoort, en nou die ballingskaproetes, so ek het vir julle gesê dat daar was 'n paar wegvoerings, maar die groot wegvoering was 586 voor Christus. Geleerdes is onseker hoeveel mense presies weggevoer het, maar belangrik is die mense wat weggevoer is in ballingskap, daar het mense agtergebly, maar hulle het baie klem gelê om die ouens, die moeilikheidmakers, die leiers, die priesters, mense weg te voer, hulle weg te vat, sodat hulle dan goeie beheer het oor die plekke, en dit is moeilik om te sê, en julle sal weet, ook dan ons later 'n bietjie, as ons die boeke kyk, dan was daar ook konflik, toe die mense weer teruggekeer het, nou is die mense wat in die land agtergebly het, en die mense wat teruggekeer het, nou wie was dan die eintlike Israeliete? En dis waar die Samaritane ook, en julle ook daaroor, Melanie het al vir ons so mooi van die Samaritane gepreek een keer, om te sê, daar was ook konflik, maar weer eens dis die ballingskaproete, so dis 'n hele end wat hulle moes trek, om op die ou end in Babylonie uit te kom, Babylon, en by sekere gemeenskappe soos Tel Abib, en so wat hulle gevestig is. Net die Persiese ryk, nou interessant, sê maar ja. Ek is onseker, ek het nog nie te veel daaroor raak gelees nie, want ek dink dit is vir hulle moeilik. Ons weet nou van die uittog uit Egipte in 40 jaar tydperk, maar dit is 'n kleiner tydperk, maar dit is maar 'n geslag wat uitgesterf het, en dat al in die ronde getrek. So dis 'n korte tydperk. Ek sal probeer uitvind, of dalk Bernard, as jy hoor, dan help jy vir my ook dat, maar ek is onseker. Ek het nog nie dit raak gelees nie. Maar in elk geval, hulle het nie uit Egipte het hulle al in die ronde omgetrek, en is 'n hele geslag eintlik uitgesterf. Hierso was dit 'n korte tydperk. Is al ja, nee, dit was maar ook 'n pad wat die Here met hulle gestap het, ook om vir hulle 'n bietjie, dat hulle in nederigheid ook, so daar was, omdat hulle ook 'n hardnekkige volk was, so nie al die rondte nie, maar ek bedoel, het net, as mens die routes, ek dink ek het 'n kaart daaroor ook nethou, maar hierso was dit direk, maar daar was so 'n bietjie, en in 40 jaar, met die ouderdomme, mense onthou, 40 jaar het 'n geslag uitgesterf,
So ons dink in terme van die mense het baie oud geword. Ja, daar was Methuselah en ander mense wat oud geword het volgens die Bybel, maar die meeste mense het baie jonk gesterf. En daarom is 'n hele geslag het uitgesterf in 'n 40 jaar tydperk. Baie van die vrouens het ook gesterf met geboorte van kinders. En ek weet iemand het ook opgramings gedoen daar by begrafplase en gesê daar was baie jong mense in die begrafplase en so meer. So ja, die mense het hulle het baie jonk ook getrou en want dat hulle het so die ouderdom, ons dink aan dat hulle baie oud geword, Abraham en Methuselah en mense, maar die meeste het nie so oud geword. Net interessant van die buurvolke, die Persiese ryk, nogal eenkant 'n stukkie hartseer, byvoorbeeld toe die oorlog nou weer met Persië en Israel en Amerika begin, die Persiese koning Kores, hy word in Jesaja as 'n Messias gesien. Sê dat die Here hom gebruik het om die volk te laat terugkeer uit ballingskap uit. So as die Persiese koning die toestemming gegee het, 'n groot deel of 'n belangrike deel van die volk nie terugkeer nie, het hulle dalk nog daar vermeng geraak en was dat dalk nie Israel nie. So hy het vrymoedigheid gehad, vrygewig vir hulle gegee en vir hulle teruggestuur. En ongelukkig is hulle vandag in oorlog met mekaar en word die Persiese leiers nou nie as Messias so gesien nie. So is net 'n stukkie hartseer nuus ook. Julle ken vir koning Darius, die hoofstad Susa ook, die boek Ester ensovoorts, maar net iets daarvan. Persiese ryk, Persepolis, ek sal graag Persië of Iran wil besoek, maar sou dalk volgende jaar April sou daar 'n toer wees, maar ek dink nie ons gaan meer nie. So dit is 'n baie interessante land, Persiese soldate ook. En dan is daar baie kleiner buurvolke. Ek gaan nie almal, daar's klomp, die Aram, die Syrië-Arameërs, die Fenisië wat vandag Libanon, die Filistyne wat langs die kus gebly het, Gaza, die Ammoniete, deel van Jordanië, Moabiete ook deel van Jordanië, Edomite, die suide van Jordanië, en dan die Kanaaniete, die Midianiete, Hetiete, Amorite, Elamiete, Nabateërs. So daar's 'n klomp verskillende volke, daar's klomp Ite daarso. En weer eens is, as mens net so vinnig kyk, dis so 'n bietjie, so die Filistyne was die seevolke genoem, so hulle het langs die see ook gebly, en waarskynlik het hulle gekom van ander seeplekke, en dan met Gaza, wat ons vandag nog steeds baie nuus is, en dan sal julle sien die noorde, dan die koninkryk van Israel, en dan Jericho, waardeur die Israeliete getrek het hierso, Moab en Edom is in die suide, sommige van julle weet van Petra, is 'n baie spesiale plek, by Nabateërs het daar ook Petra gevestig, en dan Ammon en Aram, Damaskus, Syrië wat in die noorde van Israel is. So dit geef mense so 'n bietjie, en dan is daar klomp verskillende Arabiese stamme ensovoorts. En ja, Damaskus het 'n belangrike rol gespeel, Paulus wat op pad na Damaskus tot bekering gekom het, Fenisië, Tyrus en Sidon, die Filistyne, daar is van hulle kruike ensovoorts, die Ammoniete, die hoofstad Amman vandag, in Jordanië, die Moabiete, is maar baie droog, so julle kan sien, die rivier Arnon of Wadi Majub, dit is nou nie 'n lekker rivier nie, maar 'n droë loop, Moab, Edom, so dit is droë gebiede, en dan die van julle wat dalk bevoorreg was iemand van julle dalk in Petra al gewees? Dit is 'n baie spesiaal, wat ook is nog een van die 7 wonders, maar dit is 'n baie spesiale plek, wat uit klip uitgekap is, deur die Nabateërs is in vandag sy Jordanië, en ook dan in die ou tyd van die Edomite. Dan die land Israel, net so 'n bietjie die 12 stamme. So ek het vir julle gesê, so julle ken die 12 stamme, en julle sal sien, hier is dan nou vandag se Israel. En Reuben, Gad en die halwe stam van Manasse. So Manasse een kant, en die ander kant ook Manasse. So dit was, so as ons dink aan Israel, so weer eens gesê, ons dink in terme van die Bybelse konteks, net aan die land Israel, ons dink aan vandag se Israel. Maar so weer eens Jordanië ook 'n belangrike rol gespeel, Reuben, Gad, en maar so 'n groot deel daarvan, en selfs in die tyd van Jesus, wat hy dan praat van die Decapolis, wat ook stede, 10 stede, wat ook sommige van hulle, en as goed bewaarde stede ook in Jordanië. En dan, net so 'n bietjie vir julle 'n prentjie te gee van 'n paar belangrike plekke in die tyd van die Bybel. So as 'n mens kyk
na die Bybel, miskien, baie keer sal hulle praat van Dan tot by Berseba. So baie keer sal die Bybel sê, dit is van die noordelike dele tot die suide. So baie keer sal daar gepraat word van Dan tot by Berseba. Hulle kry plekke so Silo, Bethel, verskillende plekke, Jericho wat belangrijk speel, Hebron, Bethlehem wat naby Jerusalem is ensovoorts, Bethlehem vandag in die Palestynse deel, so vandag as jy in Jerusalem kom en jy vra waar is Bethlehem vir 'n Jood, dan sal hy weet nie, maar dit is net om die draai, maar omdat Bethlehem dan ook in die Palestynse gebied is. En ja, ongelukkig is daar nog baie konflik steeds daar, maar dit is van die belangrikste stede. En as 'n mens gaan kyk na die Bybel, daar's 'n klomp plekke, en my professor het vir my geleer, omtrent maar 55% van die plekke in die Bybel weet hulle presies waar dit geleef was. So daar's 'n klomp plekke wat hulle onseker was. So ons het byvoorbeeld opgegrawe wat hulle dink dis Jaas, maar dit is nie doodseker nie. So sekere dele weet ons presies, maar daar's nog steeds 'n bietjie van 'n onsekerheid. En dan is daar dele, daar's 'n kusvlakte, daar's 'n sentrale bergland, daar's Jordaanvallei, daar's woestyngedeeltes ensovoorts. En ek het vir julle gesê, vanaf dan, die noorde, tot by Berseba, wat daar ook, en daar's belangrike altare ensovoorts, sê vir ons iets daarvan. En ek dink, weer eens belangrik het vir julle gesê, Israel is nie 'n baie groot land nie. So te sê, die Here het aarde toe gekom, van noord na suid. Hoeveel kilometer dink julle is dit omtrent, die land Israel? Hoeveel kilometer? So 240 omtrent. En van oos na wes maar omtrent tussen 98 en 112 kilometer. So dis 'n klein, Israel is eintlik 'n klein land. Dis ook 'n land waar daar min water is, en daarom beklei hulle oor elke, daarom die Golan Hoogland, waar die berg Hebron is. Jy weet, en waar daar soms sneeu is, en waar die Jordaan ontstaan. So daar is groot gevegte, want daar is 'n tekort aan water ensovoorts. So 'n klein landjie, maar baie dinge wat daar gebeur het. En daarom Jerusalem met sy mure, die ou stad, die Kidron Vallei, en dan ook Samaria, weer die hoofstad van die Noordryk. Daar is ons die Ashlar muur in Samaria. Ek het julle gesê van Berg Hermon, so daar is 'n bietjie sneeu, so daar word gepraat ook in die Bybel van die sneeu op Berg Hermon, en dis waar ook die Jordaan ontstaan, en dan die Karmelberg, julle sal onthou van Elia en die Baal-profete by Karmelberg, en dan Berg Tabor, ook in die suide van Galilea. En nou belangrik is, ek wonder of ek weet nie of ek 'n prentjie het van die, maar in elk geval, in die trek vanaf Israel na die beloofde land, sal julle onthou dat Moses, hoekom kon Moses nie die beloofde land ingaan nie? Hy was ongeduldig. Ek dink enigeen van ons sal dit gemaak het nie. Hy het net, ek wil dit voel vir my so 'n bietjie unfair. Hy het net dubbeld geslaan, 'n bietjie ongeduldig was, en so 'n klomp Israeliete, wat hulle sê hardnekkige volk was, en jy sukkel nog om te praat. Ek bedoel, elkeen van ons sal ongeduldig geraak het, maar tog 'n stukkie genade, so daar's 'n stukkie vergifnis ook. Hy kon op Berg Nebo gesterf, en dan kan jy op 'n helder dag kan jy sien tot by Jericho. So, en daar is die beeld van julle onthou van die slang ook, wat hy moes op 'n paal sit, en daar is 'n beeld op Berg Nebo. Daar is ook so, en ook die fontein van Moses ensovoorts daar, maar goed, Moses kon daar, en het Josua oorgeneem. So die Berg Nebo kan jy redelik wyd sien. So tog het die Here daarom vir hom gesê jy kan sien. So daar's 'n stukkie vergifnis vir hom gewees, en Josua moes verder oorneem. Jordaanrivier het ons baie keer sê idee, dit is hierdie magtige groot rivier. Maar die Jordaanrivier, ek onthou toe ons daar oorry, toe sê die ou vir asseblief, jy moet nou vinnig kyk want ons gaan oorry, want jy gaan die Jordaan dalk nie sien nie, jy gaan hom mis. So is 'n klein riviertjie daai, en dan byvoorbeeld die Bybel sê Jabok rivier ook. In Jordanië, dis ook 'n klein rivier, maar die Nyl wat weer 'n magtige rivier is. Die Tigris rivier wat weer ook in die Efraat rivier, baie groot riviere. Die see van Galilea wat ons ook baie hoor, en wat ook baie keer maar rof kan raak as die wind opslaan. En die omliggende heuwels, en daar waar Jesus wonderwerke gedoen het. Die dooie see met die baie sout ensovoorts. So ergens iets, mens verstaan net so 'n bietjie meer as jy
ook 'n prentjie het wat gebeur. En die klimaat, dis met 'n reënse klimaat, maar as min landbougrond, dis 'n droë land. Nou, daarom ons verstaan in Afrika iets van droogtes. Ons verstaan, as die Bybel sê, die Here is ook soos die dou. Nou in 'n woestyn, die van julle wat dalk van Namibia waar ook al kom is, baie van daai plantjies en diertjies leef net van daai dou. So baie keer verstaan 'n mens nie daai beeld as jy in Europa is en daar's net klomp water nie. En baie keer dan is daar in Jerusalem kry jy redelik reën, maar dit in 'n kort tydjie wat dit val. En groot gedeelte is woestyn van minder as 200 mm per jaar. So water en die opvang van water was 'n belangrike ding, en daar by Megiddo is daar 'n watertonnel, so baie keer vir veiligheid het hulle die stad gebou, die stadsmuur, maar nou die waterbron was belangrik, het hulle onderdeur gegrawe 'n tonnel sodat mense in veiligheid na die water kan gaan ook. Die fontein by Jerigo wat ook oase is, waterbergplek en klippe ensovoorts, baie van die kruike was geberg, water bymekaar gemaak, so baie van dit wat ons verstaan, ook die van Namibia waar ook al kom, en van die San-volke wat water gestoor het. En net die laaste paar minute ook iets van die alledaagse lewe. Ek weet 'n tydjie gelede het een van ons lidmate het 'n roman of 'n radioroman geskryf oor bietjie oor Israel en so, dat hy 'n klomp honderde vrae gevra, hoe het hulle geleef, wat het hulle geëet, wat het hulle mekaar genoem, hoe oud het hulle geword, waar ook al, en toe ek weer daaroor gaan lees en gaan kyk, maar op die ou end vandag sien 'n mens nog steeds Bedouine wat so leef in tente. Toe ons opgrawings gedoen het, boot in die tel, dan sien jy, die Bedouine kom met hulle skape, so daar's vandag nog mense wat amper net so leef in die tyd van die Bybel. Dan klein dorpies wat ommuur is, en ons probeer ek byvoorbeeld dink aan 'n 4-vertrek huis. Dis hoe die meeste mense in die dorpies dalk geleef het. Die van julle wat dalk nou onlangs huis gebou, dis ek dink, as ek reg is, tussen 50 na 75 vierkante meter was daai 4-vertrek huise. Nou by Hasor is daar mooi voorbeelde ook, en dan hierso is 'n voorbeeld daarvan waar die waterkruik was en die maak alles in 'n plat dak bo, en op die ou en die diere en die mens saam geleef het. En dan omdat die dakke, daar's nie baie reën goed gewees nie, hulle sal sien daarso met hout en met klei ensovoorts, en 'n werksarea wat gevestig is, olielampies teen die muur, die lig daarvan, en daarom was die olyfolie, ja, hulle het baie olywe geëet, maar die olyfolie 'n geweldige belangrike ding. En dit was die lig, die lampies, hulle het geëet, dit was die olie wat hulle gebruik het vir kook, baie keer van hulle brode, platbrode het hulle in olyfolie gedoop in die oggend en middag, en 'n bietjie miskien asyn of wakel of wyn. So dit was geweldige belangrike ding, en ons wat nou 'n bottel olyfolie koop en besef, vir hulle was dit 'n geweldige groot ding. Oond wat die brode gebak is, die kleredrag, los klere, mans en vrouens, en wat ook nog, ja, vandag nog in die Midde-Ooste, dan, ek weet, toe ons dan byvoorbeeld in Jordanië was ook die ironies, dit is vuur warm, maar mans mag nie 'n kortbroek dra nie, net seuns mag kort, want vir ons gesê, nee, as jy in die dorp toe gaan, jy mag nie, want dan word jy nie gereken nie. Nou, vuur warm, en, maar op die ou end hou dit vir hulle koel, praktiese boerdery met donkies, en daarom is die donkie geweldig belangrik, en olyfpers, die weef van matte. Vandag nog is daar sekere plekke wat jy nog amper soos in die tyd van die Bybel, wat mense op 'n mark sekere dinge verkoop. En dan belangrik is net skrif en geletterdheid. So ek het vir julle gesê, ons as iemand sê vir jou, ek wil 'n kontrak hê, of stuur vir my 'n e-pos, of wat ook al, so dinge wat geskryf is vir ons belangrik. In die tyd van die Bybel, die mondelingse oordrag is geweldig belangrik ook. So baie min mense kon skryf. Sê byvoorbeeld 'n profeet soos Jeremia kon self nie skryf nie. Hy het 'n skrywer baardig gehad. So daarom net so as ons vir mekaar sê die Bybel is mondelings lank oorgelewer, dan is
julle hoor in die verhale van die Bybel, dan staan daar, vertel het, nou die dag het Paul gepreek het, jy moet sê, so, vertel het vir jou kinders, dra het oor, ensovoort. So daai belangrike ding, om die oordrag van dit wat die Here gesê het. En in Suid-Afrika is daar 'n stam ook, 'n swart stam, en hulle sê, hulle is afstammelinge van die Jode. En ek het 'n program 'n tydjie gelede gesien, en toe het hulle, dink is die Engelse dokters en so, genetiese toetse gedoen, hulle het horde toetse met wit jassies en so gedoen, hulle het toe agtergekom, daar is genetiese materiaal van hierdie stam in Afrika en die Jode. En toe vra hulle vir die stamleier, nou wat sê hy nou, nadat hierdie wetenskaplikes klomp en baie geld spandeer gesê het, daar is genetiese afstamming. Toe sê hy sê niks, sy oupa en ouma het al lank dit vir hom gesê. So die oupa en ouma se mondelings en dit wat hulle oorgedra is, en dit is belangrik ook dat ons dit iets daarvan sal verstaan. En daarom ook skrif het ook eers baie laat ontstaan by die Sumeriërs. Dit is moeilik om te sê, ek dink hier rondom 3400 voor Christus die eerste keer skrif ontstaan. En dit was op die ou moment ook spykerskrif. Julle sal dalk weet van die Rosetta steen wat in Egipte ontdek is, dat vir ons gehelp op die ou moment ook om iets van die hieroglife te ontsyfer, omdat daar hieroglife was, demoties en Grieks. So ergens kon hulle die hieroglife verstaan, omdat ook Grieks. So dis 'n baie belangrike steen wat ontdek is om iets te verstaan van die Egiptiese hieroglife. Daar is so 'n paar prentjies wat julle sal verstaan. Die spykerskrif tablet, so hulle eerste Sumeriërs het op klei tablette probeer skryf. Dan het ons die verskillende spykerskrifte ontwikkel. En hier is die Mesa inskripsie, wat een van die belangrikste inskripsies ontdek is, wat ook byvoorbeeld koning Omri se naam het, en dan inskripsies wat uit klip uitgekap is, ensovoorts. En ek het vir julle al gewys van die byvoorbeeld Psalm 119, en ek het nou dag Psalm 19 gelees, wat akrostiese psalms is, die Hebreëus, julle sal sien, ook daarso, wat in fyn skrif, alles begin met die Alef, so 'n psalm wat op baie spesiale manier ook opgeteken is. So skrif, die ontdekking daarvan was 'n belangrike ding, maar weer eens die mondelingse oorlewering was steeds baie belangrik. En daarom, nog steeds vir ons, wat sal ons graag wil hê? Ons wil hê ons kinders en kleinkinders. Vandag bel ek iemand wat verjaar het, en sy sê, dank die Here dat my kinders en kleinkinders kan glo. Maar ek ken die ouma en die oupa, en hulle het oorgedra, en die Bybel ook gelees, maar hulle het ook die verhale van Christus en van die Bybel oorgedra. En dan is daar ook belangrike ontdekkings, wat vir ons help om die Bybel ook beter te verstaan. En julle sal weet van die Qumran, en ek dink ek vorige keer ook vir julle gesê, die Qumran materiaal het ook in die droogte langer, want in nattigheid dan kan goed nie bestaan nie, en daarom in grotte is hierdie perkamentrolle ensovoorts ontdek, en wat ook van die vroegste tekste van die Ou Testament vir ons kom gee. So vandag nog is daar sekere argeologiese fondse wat vir ons baie help, en onder aan Qumran grotte van die Esseense gemeenskap het vir ons baie gehelp oor die teks, en te sê wat is ook die grondteks van die Ou Testament. Ons kan nog 'n hele klomp goed sê, maar as daar dalk vra van julle kant 'n opmerking oor die agtergrond, die leefwêreld van die Ou Testament, enige? Kyk, ek het julle gewys daai van die stamme wat nou op die ouend so, hulle praat van 'n stammefederasie wat daar was, so in die geskiedenis van Israel en so meer. Eerstens was, ons gaan nou volgende week begin met die Torah, die Genesis tot Deuteronomium, so die beginverhale in die Bybel is individue, die pad van Adam en Eva en die familie. Later is dit verhale van families, die familie van Abraham, Isak en Jakob, en dan in Egipte wat hulle groter volk begin raak het, en dan nou deurgetek, so baie keer vra mense nou, wanneer het die volk Israel nou ontstaan, en wanneer het hulle die godsdienst, so daar was geleidelike dinge gebeur, so hulle dan teruggetrek, waar die Kanaaniete gebly het, en oorgetrek, en op die ou end was hulle in die stamme, want hulle het mos nou so in die stamme ook getrek, elke stam het 'n gebied gekry, en toe het hulle mos nou in die rigterstyd het gesê, maar jy weet, ons wat aangeval, ons soek leiers om ons te help, en toe die Here rigters as leiers, Samson en Debora mense gestuur, toe was daar nog met die stamme bietjie, maar op die ou moment met die koninkryk, wat praat van hele Israel,
het hulle moeite gedoen om hulle saam te voeg, en dis waarom Jerusalem was ook goed 'n hoofstad en waar die tempel was en sovoorts, maar dis ook 'n plek om mense saam te bind. Dis waar die tempel was, dis waar die administratiewe was, dis waar hulle die belastings en goed, so daar's 'n klomp goed daarmee gehelp om hulle saam te bind, en toe later het hulle weer verdeel. So geleidelik het hulle beweeg van families na stamme, na 'n verenigde Israel en later weer 'n verdeelde Israel in Noord- en Suidryk. En daar's nog mense wat dan weer, hier's nog 'n verlore stam of wakel, so daar's nog sulke groepe, maar uit die Bybelse perspektief het daardie ontstaan, en later was dit met die koningstydperk, was dit nie net aparte stamme nie, maar dat die koning van die hele Israel. So dis baie keer as jy die in konings en kronieke lees, is die woord hele Israel is nog 'n belangrike term wat ook gebruik word. Nog ander vrae dalk? Ja. Kyk die Koptiese kerk in Ethiopië, dit is so die en ja, ook praat van die Kusiete en so ja, Moses se vrou ook dalk van daai kant af gekom. So die Koptiese kerk en daar's het 'n belangrike rol nog steeds. En ja, dit is moeilik om te sê, baie mense sal sê, hulle sal beweer my teks is beter as die ander ene, maar goed, op hierdie stadium, as ons na die Bybelse tekste kyk, sal hulle sê, goed, die Hebreëse Bybel, wat ons praat van die Masoretiese teks, word nog as bronteks vir die vertaling gebruik. Dan is die Griekse vertaling, wat die Septuagintus, word ook as 'n belangrike bron gesien, en die Qumran tekste ook as belangriker, en die Talmud en so. So, dit word as belangrike bronne gesien, en daarom praat hulle ook van skrifkritiek, so in die Hebreëse Bybel hulle sê, goed, ons vertaal dit so, maar miskien sê die Septuagint dit anderstens, en daarom is daar ook iets daar. So die Koptiese Bybel is 'n belangrike ou teks, maar dit word nie as een van die kern tekste, hulle sal liewers die Masoretiese teks as die kern gebruik nog, soos ek het het. Nog ander vrae, maar ek wil die Koptiese kerk het 'n belangrike, ja, hulle het 'n ou geskiedenis, en daar was, hier was in Stellenbosch ook 'n Magdegendi van die, weet wat ook van Egipte en so, en hy, ja, in die selfs, ek dink die Koptiese kerk, ou was op 'n paar jaar gelede ook hier so in die omgewing, so hulle het 'n baie ryk geskiedenis, en die van julle wat, daar was daai klipkerke, en so, dit is iets wat ek graag nog sal besoek, maar dit is ook iets spesiaals. Ja, so hulle het ook, maar dit is 'n baie ou kerk, maar hulle het sekere claims, as met die Engelse woord wat hulle sê, maar dit is moeilik, maar goed, as ons nou net kyk, wat ek nou maar kyk, die Bybel wat ons tans, die vertaling, is die Masoretiese teks wat dan as basis, nie die Koptiese Bybel as basis gebruik word. Laaste vraag dalk, of iemand nog opmerking? Ton? Ja, goed, ja. Ja. Goed, die vraag wat nou nie gehoor het, het gaan dan ook oor, so ons het, ek dink die vroeë kerkvaders en moeders gesê, die Bybel is genoegsaam, daar is ander bronne, en daar is die extra deuterokanonieke boeke, en wat die katholieke kerk en die ander kerke ook, en waarskynlik, ek ken nie so baie van die Koptiese kerk, maar waarskynlik is daar ook nog extra tekste en so. So ja, daar is ook ander geskrifte, maar deur die eeue het dan die 66 boeke in die protestantse Bybel, en daar was ook kragte en nie kragte, tot, ek het laas gesê, ook selfs nog in die tyd van die reformatie, het Luther nog gesê, 'n boek soos, ja, soms soos Jakobus en dinge, so goed, so die Bybel is, so, maar ek dink wat belangrik is dat ons glo dat die Bybel sê vir ons genoeg oor wie God is, en ook genoeg oor die verlossing Jesus Christus. Daar is ook klomp evangelies ook. Tyd gelede was die evangelie van Judas en dinge nog baie in die nuus, en so daar's saam met die Matteus maar ander evangelies ook. So ja, daar's 'n klomp ander geskrifte. Dis beskikbaar, die deuterokanonieke boeke of die sogenaamde apokriewe boeke is ook selfs in Afrikaans vertaal, en dit is ook, jy kan 'n Afrikaanse Bybel soos byvoorbeeld die Katolieke Kerk wat ook die Afrikaanse Bybel gebruik, jy kan daai ook aanvra.
En dit gee vir jou dalk interessante perspektief, veral byvoorbeeld ook oor die tyd tussen die twee testamente. So in ons huidige Bybel, die Ou Testament, tussen die twee testamente, en miskien die laaste gedeelte van die Ou Testament is dalk die tweede gedeelte van Daniël, wat sê my 1:6-4-5 voor Christus, dis dalk die laaste wat neergeskryf is van die Ou Testament. En dis dat 'n paar jaar nog voor die Nuwe Testamentiese geskrifte. En dan in daai tussentydperk is daar van daai geskrifte wat ons 'n bietjie help met die geskiedenis ook. Maar weer eens is, ja, daar's baie, deur die eeue was daar, maar ons glo, en dis wat ons belydenisskrifte ook sê, dat die Bybel is die woord van God, het gesag, maar is ook genoegsaam. Sê vir ons genoeg oor wie God is. En eintlik nog weer eens is, as ons byvoorbeeld, vanoggend was die maan so pragtig, toe ons, gisteroggend, toe ons het gebed goed, vanoggend ook, maar so pragtig. So op 'n manier praat God nog steeds deur sy skepping op ander maniere. Hy praat deur sy woord op ander maniere. En as ander geskrifte, as iemand 'n goeie geestelike boek of dinge, ergens wat ons genade stories, ek het nou doop Sondag, en daar is soveel genade stories van die mense wat doop Sondag. So die Here praat nog, maar ons glo die Bybel is genoegsaam. Dit is interessant om daaroor te lees, maar dat ons weer eens sê, dat God maak homself bekend. En ek wil hulle aanmoedig, ja, so as jy nou die Bybel, die Ou Testament gaan lees, probeer jouself so 'n bietjie sommige tye net indink, lees 'n Psalm en jy besef, hierdie persoon is in gevaar. En dan bid jy ook anderste dalk vir mense in Libanon, of die mense, ek het laas vir hulle gesê, die Christelike kerk groei, wat volgens die inligting het in die wêreld die afgelope tyd die meeste gegroei in China en Iran. So daar's 'n klomp mense wat hartseer, wat ek hartseer is, wat 'n mens, wat swaar kry, veral gelowiges Christene in die Midde-Ooste. So ek het wel met die opgrawings, dis nou so interessante, vir sommige tye is daar interessante situasies, maar nou is daar Bedouine wat ook help, en ons aanvaar, maar meeste is moslems, maar daar is ook so, dis toe ons gewerk het, so 10%, of nee, minder wat was daar Christene was. Nou die ou in Suid-Afrika, baie keer dan, as die studente of so iets vir ou koop, dan sê ek sal vir jou ietsie koop, ek sal jou koeldrank of 'n bier koop, maar toe sê hy vir die ou, hy het ons so gehelp, dat so sê, I'll buy you something, I can buy you a koeldrink or a beer or something. Oh, hy sê, sorry, sê, no, me Christian, me can drink. So hy was toe baie trots, dat hy het vir ons sy kerk, hy was 'n Katoliek, sy kerk gaan wys ook. So, maar in elk geval, verskillend beleef mense ook goed. Kom ons, sorry dat ek oor die tyd, maar kom ons bid net saam, en vra die Here vir ons. Here, U gee vir ons so 'n wonderlike boek, in die Ou Testament ook, wat ons dalk nie so goed ken nie. En Here, help dat ons net so 'n bietjie 'n beter prentjie kan verstaan, van dit wat U praat in die Ou Testament, in die leefwêreld, en dat hoe U met geslagte heen gewerk het. En dankie dat koninkryke gekom en geval het, maar dat U 'n ewige koning is. Dankie. Sien julle volgende week, ons gaan 'n bietjie dan oor die Pentateeg, Genesis, Exodus tot by Deuteronomie gesels, en nooi mense, baie welkom. Lekker week vir julle.